Goeiemôre, dit is weer donderdag. Ek kan nie glo dit is 'n week sedert ek my vorige YouTube video gemaak het nie. My voorneming is om dit nou een keer 'n week te doen, so vir die tussentyd. En dankie vir die voorstelle dat ek my eie boek moet voorlees. Ek dink ek sal dit definitief doen. Dit is ook al 2 jaar sedert ek my boek bekendgestel het of uitgebring het. En iets wat ek en Wynand al ervaar het is, ons sal by mense kuier of so en dan vertel ons iets en dan sal die mense sê, ja nee, hulle weet want hulle het dit in die boek gelees en dit wys mense eintlik maar net jy onthou nie alles wat jy in 'n boek geskryf het nie, so dit sal vir my nou nogal weer 'n ervaring wees om ons eie storie van ons lewe in die Kongo weer te lees saam met jou en ek dink ek sal dan sommer dadelik daarmee begin. Nou nie in hierdie video nie, die volgende een. Hierdie week by Radio Roepsyn het ek weer oor 'n hele paar lekker onderwerpe gesels van wat snaaks is teenoor wat tot in aan die ander kant van die spektrum met dit wat meer ernstig is. Iets waaroor ek graag waarvoor ek my kinders wil voorberei vir die groot menslewe is om die verskil te weet tussen chemistry tussen twee mense of dan nou kwaliteite in 'n persoon wat van hulle 'n goeie lewensmaat kan maak. Nou ek kyk op Instagram, volg ek André Pollard se vrou Maries Pollard en hulle as 'n paartjie het al gepraat daaroor dat toe hulle jonk was, wel hulle is nog steeds jonk, maar voordat hulle getroud is het hulle gepraat oor hoe belangrik dit is om die regte lewensmaat te hê, want dit kan ontsettend baie in jou lewe bepaal. En dit is hoekom dit belangrik is om te weet wat is die verskil tussen chemistry tussen twee mense en dat dit nie genoegsame rede is om met mekaar te trou nie of dan nou die regte kwaliteite in die persoon en die karakter. So die aanhaling wat ek gepost het op Facebook sê gaan sit vir 2 ure in verkeer saam met iemand voordat jy met hom trou of haar sodat jy kan sien hoe hulle reageer en toe het ek daarbey gesê of jy moet kyk hoe hanteer hulle swak wifi of om gekookte Kersfeesliggies uit mekaar uit te haal. Ek dink dit is die ultimate toets om te kyk hoe iemand regtig is, né? Want jy moet iemand baie goed ken voor jy trou. So dit was eintlik half meer op 'n ligte noot bedoel, maar dit kan 'n baie diep onderwerp wees. Dan het ons gesels oor die Springbokke se kleredrag en ek wonder waar kan 'n mens versoek rig of jou bydrae lewer om te sê hulle moet hulle oorspronklike kleredrag dra. Ons voel, ek en Wynand voel sterk daaroor dat dit 'n sterk sielkundige uitwerking op hulle het, as hulle nie in die tradisionele groen en goud speel nie. Nou, die mense kan maar aanvaar, daar's borge en baie geld by betrokke, en dit is seker hoekom hulle dan nou hierdie vreemde kleredrag dra, en is Emmy wat my roep, ek gaan nou luister wat hy sê. So hulle speel in hierdie vreemde wit kleredrag en ja, as wêreldkampioene voel ek dat hulle die voorreg behoort te hê om te kan sê hulle speel in hulle eie kleredrag en die ander spanne moet aanpassings maak. Maar nou ja, as daar ooit 'n petisie is of 'n ding, dan sal ek eerste in die ry wees om te sê bring terug die groen en goud. Nou môre speel die Springbokke teen Portugal, so daar's groot veranderinge in die span. En ek sien ons kaptein vir môre is die Slot Murat en hy is 'n moslim. Toe het iemand op Facebook gesê, miskien gaan hy nou die bomsquad vat na die volgende vlak toe. Wat toch al vir my 'n oulike opmerking was, maar ja, daar's nou 'n groot verskeidenheid van mense wat ons verteenwoordig in die Springbokspan en ek sal definitief kyk wanneer hulle nou môre teen Portugal speel. Dan het ek na 3 vrouens boodskappe gestuur om onderhoude mee te doen op die radio en dit werk nou nie uit met een van hulle 3 nie en ek is eintlik spyt daaroor, maar kom ons glo op 'n later stadium. Die een het die Camino gaan stap in Spanje nou in Mei maand. Ek wil graag met haar daaroor gesels, maar ek dink sy het haar eie besigheid en ek dink sy was nou 'n ruk weg. So sy het seker 'n klompie dinge om te hanteer voordat sy nou tyd op sy kan sit om met my te gesels, maar ek sal graag meer daaroor wil hoor en met haar daaroor gesels. Dan die volgende vrou is 'n vroutjie wat bly in Kaapstad en sy het 'n paar dinge in haar lewe beleef wat nie so wat baie sleg is, onder andere verkrachting, depressie en
als wat daarmee gepaard gaan, en sy het 'n fantastiese getuienis wat sy met ons kan deel, en ek gaan met haar opvolg om 'n onderhoud met haar te doen, en dan die derde persoon is onder andere 'n binneshuise ontwerpster. Sy is puik in haar werk, baie kreatief, ongelooflik goed geleerd, en ek het die voorreg gehad om saam met haar te werk vir 'n klein rukkie. Ek het al voorheen vertel dat ek ook binneshuise ontwerp studeer het, en toe het ek saam met haar vir 'n ruk gewerk, korter as 'n jaar, net so deeltyds, en ek wil graag met haar gesels. Sy het ook 'n boek geskryf oor haar lewe. Sy het ambassades onder andere gedoen, die binneshuise ontwerp van dit. Baie interessante vrou, ek wens ek het haar vroeër in my lewe leer ken, en ek sou haar graag as 'n mentor wou hê, toe ek 'n student was. Nou ja, die lewe werk maar nie altyd so uit nie. En sy reis baie gereeld, en sy is ook 'n fantastiese fotograaf. So sy het my gesê, sy is so vol geboek vir die res van hierdie jaar, ons kan kyk na die radio onderhoud vir volgende jaar. So ja, met al 3 hierdie gevalle, het ek dan nou iets om na uit te sien, so vir die tussentyd kyk ek met wie anders ek kan gesels op Radio Roepsyn. Dan het ek ook 'n gedagte gedeel wat gesê het, 'n ongestimuleerde verstand verorber homself. Nou, soos wat die ou mense gesê het, ledigheid is die duiwel se oorkussing, en dit is net eenvoudig hoe dit is. Die heel beste is om 'n mens om jouself konstruktief besig te hou. Nou, met 2 tieners in die huis, gee ek gereeld daagliks, soos wat ma's maar doen, raad en riglyne van hoe hulle dingetjies moet doen, en juis Emmy het nou teruggekom van sy draf af. Hy is baie gedissiplineerd met sy oefening, en maar hy is maar nie altyd lus daarvoor nie. Dan sal hy nou byvoorbeeld vir my kom vra, dink ek, hy moet nou vanmiddag gaan rugby oefen, want hulle speel nie Saterdag nie. En dan sê ek vir hom, jy weet wat die antwoord is, jy moet gaan oefen, al is jy nie lus nie. Ek weet presies hoe dit voel, daar's kere wat ek ook nie lus is vir dit nie, maar jy gaan goed voel oor jouself agterna. So gaan knyp oë toe, doen dit en kom terug, jy gaan tevrede voel daarmee. En dit sluit vir my aan by 'n ongestimuleerde verstand, wat homself verorber. So partykeer moet ons onsself maar druk om dissipline toe te pas, né? Dit staan in die Bybel ook, actually, in Hebreërs, nou sê ek Hebreërs, staan daar dat geen dissipline is miskien nou aangenaam, maar agterna is jy spyt daaroor. So pas maar die dissipline toe, dat jy agterna die bevrediging daarvan kan ervaar, en die tevredenheid daarvan dat jy dissipline toegepas het, né? Dan het ek gekyk na, of ek het geluister na 'n gesprek van 'n sielkundige van die Universiteit in die Noordwes, ek neem aan dit is Potch Universiteit, 'n sielkundige met die sportstudente, baie interessante gesprek, sielkunde, en ek wil nou die Afrikaans skryf vir human behavior, menslike gedrag en optrede, ongelooflike interessante onderwerp, iets wat my altyd trek, en 'n natuurlike kant van by my uitbring ten opsigte van sielkunde, die menslike optrede en so aan. En die sielkundige het spesifiek gepraat oor die hoogspringatleet Jacques Friedrich, wat so tragiese dood gesterf het nou onlangs, is hy geskiet, en daar is huishoudelike probleme en verhoudingsprobleme en dwelms by betrokke, baie hartseer, baie tragies. En die sielkundige het toe gepraat oor die sielkunde van om 'n sportster te wees, en hoe hulle sportsterre riglyne gee hoe om faam en glorie te hanteer en te verwerk tydens die kruin van hulle loopbane. Nou kan jy vir jouself dink ook, ek wat so lief is vir die rugby, met die rugby spelers wat so baie aandag kry, borge, geld, nie eers gepraat van die vroulike aanhangers, of dan nou die teenoorgestelde geslag, want daar's vroulike atlete wat ook sekerlik baie aandag kry van mans aanhangers. Dit is maar een aspek, daar is baie aspekte. Dus sê die sielkundige, om sportsielkunde toe te pas, is ook eintlik afrigting in eie reg. So, hulle leer vir die atlete, jy is meer as net jou sport, jy is meer as net jou prestasies.
En interessant, toe die volgende oggend het ek op lank gelede was daar 'n vraag, nee, dit was met die algemene kennis vasvra, is watter mans tennisspeler het op 17-jarige ouderdom die enkelspelle gewen by Wimbledon, en dit was Boris Becker. Nou ja, jy kan dink, 17 jaar oud, hoe hanteer jy daai tipe blootstelling, en die media, en al die aanhangers, en die geld, en alles wat daarmee saamgaan. En 'n mens kan onmiddellik vra, waar is Boris Becker vandag? Het hy iets oor van wat hy daai tyd bereik het? Het hy sy geld wat hy daardeur verdien het verantwoordelik belê? Kon dit vir hom iets beteken vir die res van sy lewe? Nou, mens hoor van hierdie enorme geld wat die bokke betaal word, maar as hulle nie weet wat hulle doen nie, dan kan dit baie maklik uitgelewe en vermors word. Dan kan hulle voor hulle oë uitvee 10, 15 jaar later sonder 'n sent op hulle name sit. So, daar's ontsettend baie om in ag te neem met sportsterre, alle sportsterre, en dit geld eintlik vir enige vorme van sukses wat mense kan bereik. So, soos ek sê, 'n baie interessante onderwerp vir my, die sielkunde, hoe mense optree, hoe mense reageer, hoe mense dinge hanteer. Want hulle is meer as net 'n sportster, hulle is dalk iemand se man, hulle is iemand se seun, hulle is 'n pa of 'n ma van kindertjies. So, daar is baie meer daaraan. En dan die belangrike ding is die wat daarna, wat hierdie sielkundige spesifiek gesê het, wat gepraat het op RSG, wat nou wanneer jy nou 'n has-been is, jy is nou nie meer in die kollig met jou prestasies nie, nou wat nou? En dit geld eintlik vir ontsettend baie dinge in die lewe. Ek het die voorbeeld genoem van 'n kinderpartytjie. As jy sê, hoe laat dit begin, wie's genooi, wat almal gaan eet en drink, maar jy sê nie, hoe laat dit eindig nie. Jy sê nie, is die ouers welkom, wat gebeur na die tyd, gaan die kinders oorslaap met hulle huis toe gaan, en dan het dit 'n manier om uit te rafel en heeltemal chaos te wees. Kinderpartytjies is nou nie my sterkpunt nie. Maar dit geld eintlik soos vir vakansie ook. Jy is nou baie opgewonde, jy gaan nou daai dag met vakansie, jy weet waarheen jy gaan, jy weet hoe lyk jou begroting, alles. Maar die vraag is nou, wat nou daarna? Hoe gaan jy die dag wat jy terugry beplan? Gaan jy dan nou net in 'n slegte by wees en in die kar klim en na my huis toe ry en die vakansie is nou verby en jou geld is nou op? Of gaan jy dit vir jouself lekker maak? Maak dit vir jouself lekker by die huis wanneer jy terugkom. Sorg dat daar hout is en dat jou speaker gecharge is, dat jy kan vuur maak en musiek luister. Dat jy 'n bietjie van wat jy in die vakansie ervaar het, saam met jou kan terugvat huis toe. So, dis belangrik om te vra, wat daarna? Want anders kom jy nou daarna en dan, wat nou? Nou het jy niks in plek nie, niks is beplan nie, en dan is dit 'n hele onaangename spil, of dit kan baie lelik uitdraai, soos wat dit vir sekere sterre uitwerk, nadat hulle klaar is met daardie sport waarin hulle so goed presteer het. So dit was vir my 'n baie interessante onderwerp. Dan ook wat lank gelede in die verlede gebeur het, in die afgelope week, was dit al 10 jaar terug, wat daai vliegtuig van Air Malaysia afgeskiet is bo die Oekraïne. 10 jaar, né? In 2014 het dit gebeur. En in daai selfde jaar was daar nog 'n vlug van Air Malaysia, wat neergestort het in die see iewers. En ons skoonseun, Remy Jansen, daar in Nederland, het sy oorlede pa, sy pa is intussen oorlede, maar sy pa het toe nog geleef, en daar was briewe wat hulle gestuur het vanuit Nederland op daai Malaysian Airways wat in die see neergestort het. En kan jy glo dat die reddingsspanne wat daai stukke van daai wrak weer uit die see uit gaan haal het daai briewe gekry, dokumente, wat harde kopieë is wat iewers heen gestuur moes word, en dit teruggestuur na die adres waar dit vandaan kom. En ons skoonseun se pa het dit destyds ontvang, terug in Nederland, by sy werk. Ongelooflik om te dink dat dit nog so is in die wêreld. Nou wel, veral as jy kyk in Suid-Afrikaanse terme na die posdiens, dan klink dit omtrent onmoontlik. Maar dit het gebeur, en dis al 10 jaar, ek kan nie glo, dit is net verskriklik om te dink hoe die tyd so vinnig verbygaan. En dan om jou af te sluit, nooi ek jou uit om vanaand te kyk, 7 uur op Wynand se kanaal, het hy weer die bosberaad aan die gang, waar hy gesels met Pierre Franken. Hulle gesels met mekaar oor die barometers van geweld. Nou, dit is belangrik, voel ek, om na hier goed te luister. Ek praat nou met myself ook hier,
kyk, aan die begin toe Wynand betrokke geraak het met 'n plan van aksie om ook te kyk wat ons te doen staan, sou daar anargie in Suid-Afrika uitbreek. Toe wou ek ook nie eintlik daarvan weet nie, ek wou dit nie daarmee regtig betrokke raak nie. En dan mense vra soos, maar gaan dit regtig gebeur? Is jy seker dit gaan gebeur? Dink jy dit gaan gebeur? Nou, die meeste mense sal sê, nee man, dit sal nie gebeur nie. Okay, fair enough, ek kan nie waarborg dat dit gaan gebeur nie, maar daar is altyd daai wat as. So, daar is sekere barometers in plek en navraag en statistiek wat dopgehou word, om te bepaal hoe die geweld kan op en opbou tot waar dit die punt bereik waar dit dan nou volskaals uitbreek. So dis waaroor hulle vanaand gaan gesels op Wynand se YouTube kanaal om 7:00. Nou iemand het al van gevra, ek moet tog net nie dieselfde tye as Wynand uitsaai nie, want hulle wil beide uitsendings kyk, maar die gerief van moderne tegnologie, ek kan mos die video's kyk op jou eie tyd. So kyk myne voor of na die tyd of môre en wees dan vanaand 7:00 ingeskakel vir Wynand se regstreekse uitsending met Peri Franken, die barometers van geweld. Hoe bepaal hulle dit? Wat hou hulle dop? En so aan. Ek dink dit kan baie insiggewend wees. Dit gaan baie insiggewend wees. Daar sê, dankie, dit is my video vir vandag en die volgende ene is dan die voorlesing uit my eie boek.